Goeienaand. Dis ons eerste aanddiens van die jaar. Ek is so bly julle het gekom. Kyk, party mense is soos 'n ou Ferguson trekker. Hy vat 'n rukkie voor hy start. So party lidmate gaan 'n rukkie vat voor hulle op 'n Sondag aand start. Maar julle eerste draai is julle hier. So is lekker om hier te wees. Dis lekker om saam die Here te aanbid. Ons sê ook vir ons aanlyn mense welkom. Ek kan nou nie anders nie. Hulle het nou vanmôre gereageer vir Johannes en Erika. Ek kan nie die land se naam uitspreek nie. Dis Guinea-Bissau. Het jy al ooit van so 'n plek gehoor? Dis in Wes-Afrika. Ek het dit gaan Google. Ek het nie geweet daar is so 'n land nie. Maar hulle is daar. So hulle kyk elke diens en sy het gesê hulle is vanaand weer in die kerk. So baie welkom. Ons is bly julle is saam met ons. Ons gaan die Here se naam groot maak en ons gaan 'n offer vir die Here gee met ons eerste koorvers. Ons gaan ons tiendes en ons offerandes vir die Here gee. Ek wil vanaand vir jou iets sê. As jy leer om te saai, dan sal die Here jou oorlaai met sy guns. Maar jy moet leer om te saai. Ek het vroeg in my bediening geleer om te saai. Ek saai. Ek gee baie geld weg. Vir die koninkryk, jy moet natuurlik op ordentlike grond saai. Jy moet nie op die teerpad saai nie, dit help niks. So leer om te saai en leer om die Here te vertrou. Kom ons gaan net saam bid. Here, vanaand bid ons en weet U is hier. Vanmôre het ek so wonderlike belewenis gehad. Terwyl ons sing, terwyl ons die naam groot maak, het ek net geweet U is hier. Here, seën ons vanaand, hierdie eerste aanddiens van die jaar, word verheerlik, waar ons ook nou saad saai, elkeen wat nou 'n geloofstap neem en saad saai, seën hulle, salf hulle, dit bid ons in Jesus naam, amen. Baie dankie pastoor, welkom van ons musiekspan se kant af, het is lekker om in die huis van die Here te wees. Wie het jou worship saamgebring vanaand? 2, 3, die res van julle kan maar gaan koffie drink, ons sal net sien. Ek het 'n besluit geneem die jaar om meer te prys en worship. Is ek oulik? Glad nie. Daar's oorwinning en krag in worship. En ek het besluit om in elke situasie, ongeag hoe moeilik of hoe maklik dit is, te worship. En ek gaan dit aanhou meer sê, julle gaan al moeg raak van die voorag en ek sê, hou aan worship, hou aan worship, hou aan worship. Tot ons snap hoeveel krag daar in aanbidding is. Die woord van die Here sê, die Here woon hy woon in die lofsange van sy volk. So as jy sing en worship, is hy hier. Staan hy by jou en luister wat hy sê. So kom ons gaan opstaan, ons vanaand weer sy naam lekker groot maak. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you a sacrifice of thanksgiving. And we offer unto you a sacrifice of praise. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you a sacrifice of thanksgiving. And we offer unto you a sacrifice of praise. We bring a sacrifice of praise unto
shakes the whole earth in holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Here, ons bring U lof, ons bring U eer. Ons sing alles wat ons binne ons het, bring ons vir U Heer en sê, U is waardig, Koning Jesus. Worthy, worthy is the Lamb. Will not be defeated, will not be defeated, will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Will not be defeated, will not be defeated, will not
moet dit net vir julle vra. Glo jy wat jy sing? Amen. Amen. Glo jy regtig wat jy sing? Daar's wel 'n Gees op jou druk en sê, as jy dit nie glo nie, kan jy nie die krag van die Here sien nie. Maak nie saak wat jou probleem is nie. There's nothing that my God can't do. Can't do. Daar's niks vir die Here, of dit 'n siekte is, of dit finansies is, of dit 'n werk is, of dit huwelik is, of dit kinders is, of dit amper sê die dood is. Daar's niks wat die Here nie kan doen nie. Maar jy moet dit glo. Ek wil net dit weer sing, en ek wil hê jy moet regtig sê, Here, ek vertrou op U. My omstandighede is, my berg is groter as wat groot kan wees. Maar ek weet, dat ek weet, die koning is aan my kant. Kan ons dit weer sing? Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came in and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Will not be defeated. Oh, will not be defeated. Will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came in and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came in and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Here, dankie dat ons weet U is aan ons kant. As ons sing, will not be defeated, Here, dan weet ons, Here, U stap voor ons uit, die engele, U Gees, U krag, Here, is 'n skans voor ons. U omring ons met U goedheid, U guns en U vreugde, Here. Ons kan sing, want ons behoort aan die koning van die konings. Dankie, koning Jesus. Die wat wag op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, en ek sal sê, die Here is my beste, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag.
God. Ek vertrou U grote naam, niemand glo. Sal U nooit ooit beskaam, my God in wie ek glo. Op U sal ek vertrou, U is my God. Ek vertrou U grote naam, niemand glo. Sal U nooit ooit beskaam, my God in wie ek glo. Op U sal ek vertrou. Koning is hier. Here, ons vertrou op die naam bo elke naam. Ek wil hê met jy oor toe maak. En as jy het nog nie gedoen het, jy moet jy sê, Here, ek vertrou net op U. Here, ten spyte van wat gebeur, ten spyte van wat ek môre moet face, Here, my hoop, my vertroue is op die naam bo elke naam. Kitirebe na robotukusayes. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my lewe. Die koning is hier. Die koning is hier. Here Jesus is die koning van my hart. Here, ons loof U. Ek is so bewus van die Here. Kom ons spandeer net 'n oomblik. Ek wil 'n dingetjie vertel wat miskien nou nie in die geestelike domein is nie. Maar die meeste van u weet, een van ons oukies, Driekus Du Plessis, het 'n wêreldtitel geveg gewen. En voor dit, toe sê hy die heeltyd op elke nuuskonferensie, want die Amerikaners het baie te sê, toe sê hy, maar hulle weet nie wat ons weet nie.
En iemand vra toe van wat beteken dit? Hy sê, hulle ken nie Suid-Afrikaners nie. Ons hou nie op nie. En voor die geveg begin toe sê hy, hulle weet nie wat ons weet nie. En hy wen die geveg. Ek het vanmiddag die geveg gekyk. En toe hulle vir hom die mikrofoon gee, toe sê hy in Afrikaans, nou weet hulle wat ons weet. Ek wil vanaand sê, en ek gaan nou 'n uitnodiging gee. Die wêreld weet nie wat ons weet nie. Will not be defeated. Die Here sê, jy maak dit nie. Die Here sê, jy pas nie aan nie. Jy kry swaar. Die Here sê, jy bloei. En jy sê, ag Here, ek kom nie oor die berg nie. Die Here gaan jou vanaand aanraak. Die Here gaan jou vanaand aanraak. Ek gaan 'n oomblik, miskien moet ons daai koortjie will not be defeated net 1 of 2 keer sing. Maar ek wil vanaand vir jou vra, as die Here nou met jou praat, wil jy nie net jou hand opsteek? Ek wonder, kom ons doen dit anders. Kom ons doen dit anders. Terwyl ons sing, gaan ek vra, kom gou vorentoe. Ek gaan sommer 'n gesamentlike gebed doen. Die Here is hier. Die Here is hier, en as die Here hier is en vat ons tyd, dan is ons nie haastig nie. Die Here sê, die wêreld weet nie wat jy weet nie. Daar's oorwinning in die Here. Terwyl ons dit sing, kom gou vorentoe. Moenie skaam wees nie, hier sal niks gebeur nie. Ek gaan net saam met jou bid. Will not be defeated, will not be defeated, will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came in and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came in and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came in and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Kom ons sing dit nog een keer saam. Will not be defeated, will not be defeated, will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came in and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. Ek gaan nou saam met julle bid. Terwyl ek in die bos sit, toe sê die Here eendag vir my, as jy my geleentheid gee, sal ek my krag openbaar. So ek wil vir die wat in die banke sit, of staan, vra, nou gaan die gebed nie oor jou nie. Dit gaan oor al hierdie pragtige mensies. So ek wil hê, terwyl jy daar staan, terwyl ek bid, steek jou hande uit na hulle toe. Hulle voel, maak dit nie. Hulle voel die lewe is te erg, ek bloei, ek kry swaar. En die Here sê vanaand vir jou, daar's iets wat die wêreld nie weet nie, will not be defeated. Dis nie 'n verloor jaar nie, dis 'n wenjaar. Die van julle wat hier voor staan, steek jou hande op en sê, Here, 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 ek ervaar die salwing, ek ervaar die krag, ek ervaar u grootheid, en ek bid nou, Here, vir elkeen wat hier staan, ek bid, Here, 'n deurbraak in die naam van Jesus. Die vyand is 'n leienaar. Die vyand sê jy kan nie wen nie. Die vyand sê jy sal nooit aanpas nie. Jy's nie op die regte plek nie. Die vyand sê jy kan nie meer wen nie. Dis al te lank wat jy in hierdie stryd is. Here, maar vanaand sê ons will not be defeated. Here, want u het die wonderwerk gedoen en ek bid, Here, vanaand maak u vry. Vanaand maak u nuut. Vanaand maak u heel. Vanaand doen u 'n wonderwerk
wonderwerk vir elkeen. Ek dank U, Here, hier gebeur 'n goddelike ding in hierdie kerk vanaand. Ek sien in my gees, Here, hoe daar 'n ligstraal deurbreek en op elkeen begin skyn en U sê, ek raak jou aan, ek salf jou, ek tel jou op, ek maak jou nuut. Here, U sê vanaand, ek doen 'n bonatuurlike wonderwerk vir jou vanaand. Dat hierdie jaar van oorvloed sal wees, jaar van guns sal wees. Here, hulle pas in. Here, hulle maak dit. Here, hulle is besig om te wen. Here, hulle is nie verloorders nie, hulle is wenners. Here, hulle is nie die stert nie, hulle is die kop. Here, hulle volg nie maar net nie, hulle loop voor onder die salwing van die Here. Raak elkeen aan, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Loof die Here. Terwyl hulle na sitplekke toe gaan, kom ons sing dit weer. Will not be defeated. Will not be defeated. Will not be defeated anymore. Since the Holy Ghost came and He gave us power over sin, will not be defeated anymore. U kan nie sitplekke neem, loof die Here. Okay, om hier voor te staan raak nooit makliker nie. So ek sien in die week, ek was man down. So ek sien in die week 'n video wat sê as jy alleen voel en jy is in die donkerste van donker, weet net, die Here is op pad om met jou iets baie groter te doen as wat jy al ooit voorheen vir hom gedoen het. As jy alleen voel, weet net, daai stem wat jou aan die gang hou, dis die Here se stem wat jou motiveer, wat vir jou die leiding gee om op te staan en aan te gaan met jou lewe, want hy wil jou gebruik in 'n baie groot situasie wat kom. Loof die Here. Jy is bruikbaar vir die Here en die Here gaan jou gebruik, prys sy naam. Jy moet maar gewoond raak hieraan, want ons gaan geeswerkinge begin beleef hierdie jaar, as 'n belofte wat ek het. Soos wat ons miskien jy ken dit, dis niks vreemd nie, dis Pinkster. Maar waar ons vir mense al meer gaan bid, en vir al meer mense gaan uitroep, en vir al mense gaan salf. So ek gaan my boodskap aanpas, want ek glo nog steeds aan 'n uur kerkhou. So ek gaan my boodskap aanpas, dat ons nog steeds inpas. Dis hoekom ek oorlosie het. So ek gaan nie lees nie, Kolossense 3. Baie bekende gedeelte, ek gaan net een teksvers lees, vers 14, wat sê, en beklee julle bo dit alles, met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En ek praat vanaand oor, hoe lyk jou klerekas? En toe het ek vanmôre verwys na, is daar dalk klere in jou kas, wat joune is, maar hulle pas lankal nie meer nie. Ek het nie meer 'n preekpak, 'n troupak nie, lank many moons ago nie. Ek weet daar is nog ouens wat dit in hulle troupakke pas, well done. En ek weet daar's vrouens wat in hulle trourokke pas, well done. Jy's die uitsondering. Jy kyk jou troubaadjie so en dan dink jy, joh, was ek ooit so klein? Nou dit gebeur met ons almal, veral as jy met vakansie af terugkom, ek is oortuig daarvan, dit het iets met die water in Pretoria te doen, dis al. Jou klere raak net skielik kleiner, daai favorite hemp wat jy aantrek een Saterdag, en dan sê jy, maar, hy sit bietjie styf, daar's mos so 'n koortjie, die wit broek sit nie styf, en jy ken daai koortjie, nee. Nou klere bepaal jou. Kyk, as jy jonger is, dan glo jy jou identiteit word bepaal deur jou klere. Die naam, dis belangrik. Liewer dood as uit die mode uit. Jy moet, ek het net seuns groot gemaak. Ek verstaan dit glad nie. Seuns, jy gee hom 'n broek en 'n hemp en hy waai.
Maak nie saak. Jy moet hom partykeer terugroep en sê, jy kan nie so die huis uit gaan nie. Jy moet beter aantrek. Nou, hoekom maar hierdie Pieterbrood, ek nou eers 3 dae aan. Wat meen pa nou? Hoe nou? Jy weet, so ek verstaan dit nie. Nou het ek 'n kleindogter, sy 6. Nou leer sy my maniere. Jy kan nie vir haar sê wat moet sy aantrek nie. Sy 6. Nou sê ek vir Lukas, julle maak die kind verkeerd groot. Want sy sal opstaan en sê, I want this dress. En jy kan doen wat jy wil, sy sal hom aantrek. So, hoe lyk jou klerekas? Jou sportspan, as jy sekere klere aan het, word jy geïdentifiseer dat jy in 'n spesifieke groep behoort, jy ondersteun 'n spesifieke span, jy behoort aan 'n spesifieke organisasie. So klere ken jy uit, dis hoekom daar skooldrag is, sodat jy geonderskei kan word. Maar nou kom Paulus, dan skryf hy aan die gemeente van Kolosse, dan sê hy vir hulle, 'n Christen moet sekere klere dra. Aan die ander kant is natuurlik ook waar. 'n Kind van die Here dra sekere klere nie. Nou dink die ma's en pa's, ek gaan vir hulle tienerdogters spreek, hoe moet hulle aantrek? Nee, waag dit nie daar nie. Ek gaan net doen wat Paulus gaan sê. Hy begin deur sê, beklee julle. Trek aan, bo dit alles, met die liefde van die Here. So die eerste kledingstuk wat jy moet aan hê te alle tye, is die liefde van die Here. Nou wil ek jou die vraag vra, kan jou lewe onderskei word, dat die liefde van die Here in jou lewe gesien kan word? Kan mense die liefde van die Here in jou lewe hoor? As jy sê nee, dan is daar 'n kledingstuk wat nie in jou kas is nie. Dan is daar 'n kledingstuk wat jy nie meer het nie. Johannes 13 sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Nie dat jy die regte pak aan het nie, nie dat jy aan die regte kerk behoort nie, nie dat jy die regte geleide maak nie, nie dat jy die regte bedrag tiende gee nie. Hy sê, hieraan sal mense weet jy behoort aan my as julle liefde onder mekaar het. Dis die belangrikste kledingskit. Weet jy, mense kan jou verwar. Jy kan dalk soms 'n kledingstuk aan het wat reg lyk, maar dan is dit nie jy nie. Lukas het vir my 'n Kanadese hockeytrui van Kanada afgebring. Dis so mooi rooi trui. Ek like hom eintlik baie. Nou loop ek in die wildtuin, ek en Jake, hy het ook een. Loop ons met hierdie Kanadese hockeytruie. En ek hoor hier skree 'n vrou en ek dog kry sy 'n aanval of wat en sy storm my. En toe ek haar so kyk, toe dink ek, moet ek hardloop of moet ek wat? En sy val my om die nek en sy begin met my Frans te praat en sy bel, sy dink ek kom van Kanada af. Sy praat met my Frans, vlot. En ek het so skaapagtige uitdrukking. En ek sê vir Jaco, hy sê pa, sy praat Frans. Ek sê wel, sy kon Chinees ook gepraat. Toe was ek vir haar verduidelik, dis net die trui. Ek kan nie Frans praat nie. Baie mense kom kerk toe, dan lyk dit of hulle die regte klere aan het, en as hulle in die wêreld loop, dan sê hulle, maar ons het gedog, jy's 'n kind van die Here. Toe ons na jou luister, toe hoor ons, maar iets is nie reg nie, ons dog, jy behoort aan die Here. So moenie maak of jy die regte klere aan het, sê wat Paulus, of trek aan wat Paulus sê ons moet aantrek, want jy weet, daar's reëls en regulasies vir alles in die lewe. Daarom moet ek en jy reg aantrek. Hy sê in vers 12, bietjie vorentoe, hy sê, God het jou gekies, in die geloof van Akse Bybel, julle is my spesiale mense. Die Here is baie lief vir jou, daarom moet julle die klere aantrek, wat by julle pas. Weet die kerke onderskei mekaar? Toe ek op skool was daar kunswedstryde waar ons aan deelgeneem het, en nou moet ek sing in die kunswedstryde, en ek weet eintlik hoekom nie. En nou sing ek, en nou doen ek beter as die ander ouetjie in dieselfde skool as ek, met die punte. En nou ry, ek het saam met hulle gery. Nou ry ons terug huis toe, nou sê sy maar, hoe kan Lukas jou wen? Nou is ons standaard 4 of iets, maar dan sê, mens kan nie teen 'n apostolie sing nie. So in sy kop, apostolie sing. Hulle hou kerk. Jy moet die regte klere aan hê. So ek wil hê, jy moet in hierdie jaar 'n makeover in jou klerekas hê. Jy moet 'n hele nuwe klerekas kry. Gaan kyk bietjie, jy het dalk 'n baadjie van bitterheid. Jy het dalk 'n baadjie van minderwaardigheid. Jy het dalk 'n baadjie van moedeloosheid. Die mooiste rok waarvan jy die meeste hou is dalk, okay, ek weet
ons doen dit nie in die gemeente nie, is kinder, maar ek weet ander mense doen, maar julle doen dit nie. En dit is die wonderlikste ding wat jy in jou klerekas het, maar dit hoort nie daar nie. Kyk wat sê, hy sê liefde, en dan die volgende ding wat hy sê, en laat die vrede van God. Die vrede van God. Maar dit beteken nie net om kalm en rustig te wees nie, kom later daarby. Die Griekse woord vir vrede beteken innerlike ontferming en eerlike deernis. Wie is moeg? Jy moet nie asseblief jou hand opsteek nie. Vir skynheiligheid. Julle, ek kan nie maskers hanteer. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek is 'n baie geduldige mens, maar ek kan dit nie hanteer as ouens voorgee nie. Ek wil mal word. So, ek wantrou almal, sommer van die begin af, omdat mense die hele tyd voorgee. Hoekom? Want daar's nie eerlike deernis nie. Jy gaan deur 'n krisis en die ouens kom by jou en sê, weet jy, ons weet hoe jy voel. Nee, hulle weet nie. Hoorie, ons voel saam met jou. Hoorie, was jy al daar? Nee, nou hoe kan jy saam met my voel? Dis nie eerlike deernis nie. So hy sê, die klere wat jy moet aan hê, is opregte omgee. Genuine omgee. Weet jy, daar is vandag honderde duisende mense in Pretoria, wat die Here nie dien nie, omdat sogenaamde Christene gemaak het of hulle omgee. En hulle het seer gekry. So Paulus sê, as jy taal liefde aan het, moet jy hierdie innerlike ontferming, hierdie deernis hê. Die Grieke het dit so bietjie anders gesê. Ons sê ek het jou lief met my hele hart. Die Grieke het dit anders gesê, en dis bietjie weird. Hulle sê ek het jou lief met my hele ingewande. Dis bietjie weird. Dit beskryf dalk bietjie meer, maar dit sê alles hier binne in my is ek lief vir jou. Daarom kan ek nie verstaan nie, as iemand vir jou sê, "Yo, Lukas, ek is so lief vir jou," maar môre is jy kwaad met my, dink ek nou, is die liefde nou afgesit? Werk dit met 'n skakelaar? Hoe werk hierdie besigheid? Want jy sê, as jy vir jou vrou sê, ek is lief vir jou, is jy tog altyd lief vir haar? Ja, so maak jy baie keer kwaad, maar jy is nog, nie my vrou nie, maar jy bly tog lief. Nou sê hy, dit is hoe julle mekaar moet hanteer, met diep medelee, omgee. Hy sê, en dit is die vrede van God. Die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, en in julle harte heers, en wees dankbaar. Hy sê, jy moet hierdie regtige omgee. Kom ons leer dit aan. As daar nou een ding is wat jy moet koop hierdie jaar vir jou klerekas, is omgee. Werklike omgee. En dit is iets wat jy elke dag van jou lewe gaan moet toets. Want ons veroordeel so maklik. Ons wys so maklik vingers. Ons kan, weet julle, mense is meesters op ander mense se foute. Meesters. Hulle is wonderlik om vir ander ouens te sê. Ek hoor dit baie. Ouens kom by my kom sê, hoor die pastoor, het jy gehoor? So en so, maak so. Kom ek gebruik net maar iemand wat ek weet nie sal kwaad word nie. Weet jy gehoor Werner? Pastoor, weet jy wat doen hy? Sê ek, nee, vertel my. As jy ou klaar gepraat het, dan sê ek, weet jy dit? Of het jy dit gehoor? Want jy sien, daar is verskil tussen weet en hoor. As jy dit weet, moes jy bygewees het toe dit gebeur het. Dis weet. Hoor het iemand het vir jou gesê? Hoekom is dit so gou om vir iemand te sê, het jy gehoor? Die mense sê, het jy gehoor? Innerlike deernis, omgee. En sê, weet jy, al het hy dit gedoen. Weet jy, kom ons vou hom toe met die liefde van die Here. Kom ons begin te bid. Kom ons stel hom op. Ons ken nie die omstandighede. Dit is wat Paulus praat. Hy sê, jy moet dit in jou lewe hê. Dis baie belangrike gedrag. Ons moenie klinies, gevoelloos wees nie. Weet jy, hospitale is klinies, maar daar's 'n rede voor. Want dit moet skoon wees en al hierdie goeders. En nou stap jy in 'n kliniese wêreld in. Kerk van die Here mag nooit klinies wees nie. Ons moet ontferming in ons hart hê. Dan praat hy van goedertierenheid, wat ook vriendelikheid is. Die Grieks is Christotes. Dit dui op die openheid wat daar tussen mense moet wees. Jy moet nooit bedreigd voel nie. Moet nooit bedreigd voel teenoor laat ander mense jou bedreig laat voel nie. Jy moet sê, ek is oop. Ek wil graag hier 'n ding lees wat 'n ou Griekse skrywer, Christotes, het geskryf. The virtue of the man whose neighbor's good is as dear to him as his own. Wie van julle het so groot geword? Ek het so groot geword.
As ek iets by jou leen, en ek breek hom, koop ek 'n nuwe een. Maak nie saak hoe hy gelyk toe jy hom vir my geleen het nie, ek het so groot geword. Dis hoekom ek nie leen nie. Want hulle leen baie keer hulle vrot goed vir my, omdat ek wil 'n nuwe goed koop. Want ek het so geleer. My pa het my geleer, as jy iets leen en hy breek, vervang jy dit. Punt. Jy vra nie, jy soek nie rede nie. En nou sê Christotus, hy sê, 'n man van waarde is iemand wat ander se goed net so hanteer soos sy eie. Josefus kom en dan sê hy, dis die eienskap wat Isak gehad het. Nou hoekom sê Josefus dit van Isak? Isak grou pitte, die hele Israel vol, en dan gee hy dit weg. Nou, dis nie soos water aanlê vandag. As jy 'n put grou, jy grou hom met 'n graaf. En jy moet grou tot jy water kry. Dis 'n storie. Weke en maande se werk. En as hy water kry, dan gee hy hom vir die buurman en sê, hier's vir jou 'n waterput. Nou sê Paulus, dit is die omgee en die vriendelikheid wat ek en jy moet hê. Jy grou nie die put en elke graafsput sê jy, weet jy, wens hierdie ou stik in hierdie water. As hy, ek weet julle doen nie sulke goed nie, so is vreemd vir julle, maar dis goedheid. Dit's 'n kledingstuk wat jy moet hê. Ek moet die goedheid van die Here begin openbaar aan mense rondom my. As jy in die tou staan en die Here sê vir jou, betaal die een voor jou se rekening, dan doen jy dit. Dis die goedheid van die Here. Nee, pastoor, jy ken nie my finansies nie. Nee, jy ken nie God nie. Nee, jy ken nie die Here nie. Nee, jy ken nie die almag van die Here nie. Ek het al vir een keer met 'n dankdiens vertel, maar kom ek sê dit terwille van die preek weer. En dit maak my nie goed nie. Maar die heel eerste keer toe ons 'n dankdiens hou in Jan Kempdorp, toe bid ons, en die gemeente het finansiëel groot moeilikheid, en ek begin te bid. En ek sê vir die gemeente, die goed wat ek jou ook altyd sê, jy gee net wat die Here vir jou sê. Nou dit is amper 20 jaar terug. Nee, is meer as, dis nou amper 30 jaar terug. Ek sal amper 10 jaar hier. Dis amper 30 jaar terug. En ek begin te bid, ek sal nooit vergeet, ek lê in Jan Kempdorp so voor die kansel, en ek sê, Here, gee my 'n bedrag. Ek het na daai gebed het nooit weer gebid nie. Here, gee my 'n bedrag, en die Here sê R10,000. Ek sê, jy weet dis Lukas, né? Okay, kom ons probeer weer. Okay, Here, daai het nie gewerk nie. Here, gee my 'n bedrag. En die Here sê R10,000. Ek sê, Here, daar's geen manier, ek het dit nie, daar's niks in my bank nie, Zika los zat, niks. Die Here sê, ja, maar jy het 'n kredietkaart. Ek sê, Here, maar ek preek met die goed, nou redeneer ek met die Here, en die Here bly stil. En een dag, na so 'n paar dae, toe sê die Here, hoeveel wil jy hê met 'n dankoffer? En ek noem 'n astronomiese bedrag vir die klein plattelandse gemeente. En die Here sê, okay, is cool, maar dan moet jy R10,000 gee. En ek vat my kredietkaart en ek gaan trek die geld, en toe ek gee dit so, maar dis amper so 'n geskenk wat jy graag wil hê, en wat jy vir die ander moet gee. En ek gee dit, en ek sê, Here, nou is ek in die moeilikheid. So November maand, ons sal nie met vakansie kan gaan nie, want dis nou klaar, dis nou, dankie. As dit nou 'n mens was, het jy gesê, dankie vir niks. Ons neem daai Sondag 'n rekordbedrag, R200,000 meer as wat ek gevra het, neem ons op. Ek sê vir die Here, dis excited, maar ek het nog steeds 'n krisis. En daai volgende môre, toe stap 'n boer in my kantoor in. En hy sê, pastoor, jy hou my wakker die hele nag. Die Here sê, ek moet dit vir jou gee, en hy gee vir my R20,000. En die Here sê vir my, is jy bereid om dit ook weg te gee? Ek sê, wow, kom stop hierdie besigheid, net hierso. En daar het ek geleer, as die Here vir jou bedrag gee, dan saai jy. Of jy nou kan, die Here sal, maar dan moet jy leer om met die goedheid van die Here dit te doen. En sê, Here, ek vertrou. As die Here iemand op my hart lê en sê, gee vir hulle geld, en dan gee ek dit. Ek vra nie meer vra nie. Maar jy sien, jy moet leer, dis iets wat jy moet leer om aan te trek. Dan gaan hy verder in hierdie hoofstukke, en dan sê hy, en die kledingstuk wat jy moet hê, is nederigheid. Gaan oor God. Gaan nie oor jou nie. Ons is so fyn gevoelig. Kinders van die Here se velle is so dun. Maar as hulle net weet hoeveel moeite doen ek. Nederigheid. Here, dis okay. Ek doen dit vir U. Here, ek wil dit net vir U doen. En nederigheid gaan natuurlik oor verhouding. Wat jou moet laat uitstaan, is nie jou geld, of jou sukses, of jou grade, of jou titels,
of jou posisie nie. Wat jou moet laat uitstaan, is jou nederigheid. En dis 'n kledingstuk wat jy elke dag sal moet aantrek. Die ding raak van self oud in jou kas. Dit word baie maklik. Weet jy, ek maak dit. Weet jy, die kerk is vol, want ek preek daarom nice, hoor. Hoor jy, ek lei sange, maar die Here, ek is daarom okay, hoor. Dank die Here, ons doen dit nie hier nie. Maar jy moet heeltyd sê, Here, sonder U kan ek niks doen nie. Here, dit gaan net oor U. En as mense jou aanval, weet jy, die meeste van die tyd val hulle nie vir jou aan nie. Jy is maar net die messenger. Hulle is eintlik seer. En as ou met nederigheid mense begin bedien, dan begin hulle lewens te verander. Ek het so baie goed wat ek wil sê, maar kom ek gaan maar vinnig hierdeur. Die volgende kledingstuk wat jy moet aan hê, dit staan alles in hierdie klompie hoofstukke, is sagmoedigheid. Weet jy, dis vir my een van die mooiste goed wat kinders van die Here kan hê, is 'n sagte gees. Weet jy hoe min kinders van die Here het 'n sagte gees? Baie mense het 'n harde gees. Ek duld nie foute nie. Ek duld nie probleme nie. Hier by my werk is 'n sagte gees. Here, begin te waai. Here, begin te waai deur my lewe met U gees. Here, help my om U heerlikheid raak te sien. Dis 'n kledingstuk wat jy sal moet gaan koop, want jy werk vir hom. Hy kom nie van self nie, hy kos baie geld. Gelukkig sê die Here, kom koop sonder geld. Ek hou van daai teks. Kom koop by die Here 'n sagte gees en sê, Here, ek wil net U lewe doen. Daar's 'n Griekse spreekwoord. Ek gaan hom nou in Grieks vir jou lees nie. Die Grieks vir sagmoedigheid is proates. Kom ek gaan dit maar in Engels vir jou lees. Hy sê, the man who has proates in the man is the man who is so self-controlled because he is God-controlled. As jy 'n sagte gees het, as jy in beheer van jouself, hoekom? Want God is in beheer. Hy beheer jou lewe. En die laaste ding, kom ek land, daar's nog 'n klomp goed, maar kom ons land maar hierso. Dis die een wat die maklikste is. Dis die een wat die maklikste is. Die Grieks is makrothumia. Dis die maklikste van almal. Hy sê die mooiste kledingstuk wat jy moet aan hê, is geduld. Geduld. Nou kyk, jy kan nie nou al opgewerk wees nie, ons is die 21ste van die eerste maand. Jy kan nie nou al opgestres wees nie. So eintlik moet ek hierdie preek November maand preek. Geduld. Geduld beteken, as jy die Griekse woord gaan uitmekaar uithaal, om te verdra, al is jy onskuldig. Ek verdra as ek skuldig is. Ek het nie 'n probleem om te sê ek is jammer nie. Maar as ek onskuldig is, dan is dit so klein bietjie moeiliker. Miskien sukkel jy nou glad nie daarmee. Miskien is dit die hoofkledingstuk wat jy sê, jy is so geduldig. Niks ontstel jou nie. Jy gaan net deur die lewe. Geduld beteken, jy skep genoeg ruimte vir ander, vir hulle foute, dat hulle die vrede van die Here kan begin beleef. Nie almal se foute te wys nie. Sê, Here, help my om geduldig te wees. Dit beteken nie om foute oor te sien nie. Dit beteken om op 'n ander manier met mense te werk. So nou wonder ek, as ek nou hier land, daar's nou nog vergifnis, en dan is daar nou nog 'n paar ander kledingstukke wat Paulus in hierdie gedeelte sê. Ek sal 'n ander dag weer daaroor preek, om al die kledingstukke vir jou mooi uitmekaar uit te haal. Nou wonder ek, as jy nou hier geluister het na hierdie boodskap, hoeveel van hierdie kledingstukke hang in jou kas? Dis die eerste. En dan die tweede ding, hoeveel van die kledingstukke dra jy? Het jy agtergekom dat daar 'n verskil tussen goed in jou kas en goed wat jy dra? Almal van ons het favorite kledingstukke. Mans hou van ou uitgewaste rugby pietie broeke. Dit dra lekker, dit sit gemaklik. As ek kon het 'n kerk toe gekom met myne, en dis net lekker. Dan as ek kom aan het en ek wil iewers heen gaan, sal Connie sê, jy gaan nie so saam my strate toe nie. Dan sê ek, okay, ek sal agter jou loop. Dan sê hulle, nee, die mense weet jy's my man. En dan het die vrouens hierdie redenasie, wat ek ook nie verstaan nie. Hulle sê, die mense gaan sê,
ek kyk nie na jou nie. Ek het nog nooit mans gehoor vir mekaar sê, hoor jy kyk nie na jou vrou nie, want kyk wat sy kleerrok het sy aan. Nog nooit. So vir 'n man is dit 'n totale vreemde begrip, dat 'n vrou kan dink, mense sal dink, die vrou kyk nie mooi, as die man ou klere aan het nie. So nou sê ek vir jou, 2024, dra jy nie meer jou gemaklike klere nie. Want weet jy, 'n mens raak gemaklik met negativiteit. Jy raak gemaklik met bitterheid. Jy raak gemaklik met kwaad wees. Jy raak gemaklik met, ek voel ek maak dit nie. Jy raak gemaklik met, die wêreld te steun my. Maar ons haal hierdie klere uit, jy gooi dit uit. En jy sê, Here, ek wil 'n nuwe klerekas hê hierdie jaar. Help my. Help my. Of as jy weet daai ou gemaklike ding wil aantrek, sê nee, wag, ek sal die baadjie van geduld eers vanmôre moet aantrek. Ek sal die baadjie van vriendelikheid moet aantrek. Ek sal die baadjie van 'n sagte gees moet aantrek. Dan sê Paulus, sal jy die guns en die oorvloed van die Here beleef. Kom ons gaan saam bid. Dankie Here. Ek wonder, kom ons sluit ons oë. Wie het 'n nuwe klerekas nodig vanaand? Daar gaan so ek nog eens gesê, steek op jou hand, toe gaan hierdie hande soos popcorn op. Sê Here, ek kort 'n nuwe klerekas. My klerekas, dit werk nie meer lekker nie. Dit sit lekker, maar dis nie hoe 'n kind van die Here moet lyk nie. En ek gaan vanaand vir jou bid, Here, ek bid nou vir elke een wat land opsek. Dit het so baie hande soms spontaan opgegaan. Ek sê, Here, my klerekas. Here, ons is in 'n jaar van oorwinning. Ons is in 'n jaar van guns. En ek bid, Here, dat elkeen vanaand sal ervaar, Here, ek wil hierdie klerekas wat Paulus van praat, wil ek hê. Wil dit begin aantrek. Here, ek gaan werk daaraan om dit elke dag van my lewe aan te trek, sodat die wêreld kan weet, behoort aan die Here. Ek is 'n uitverkorene van Jesus Christus. Here, raak elkeen nou aan met krag. Help ons, Here, om daai ou klere weg te gooi, wat nie by ons hoort nie, maar dat ons bekleed word met dit wat U vir ons droom. Salf elkeen, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons 'n lofoffer aan die Here bring. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of praise. Here, ons bring 'n offer van dank aan U, want alles wat ons het is genade. En Here, ek bid ook waar ons beweeg, dat elkeen sal ervaar die Here is met my. Ons bid in die besonder ook, Here, vir Andrei Smit, wat ek nie vervanging gehad het. Here, U is in beheer. Ons bid vir Marina. Here, U hou U hand oor hulle. En waar ons in hierdie week beweeg, dat elkeen, ook hulle wat se naam ons noem, sal ervaar, die Here is by my, die Here is my krag, die Here is my sterkte, die Here is my genesing. Seën ons in hierdie week, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Sal jy net gou-gou 'n oomblik die sitplekke neem?
Die enkellopendes verkoop nou hotdogs, heerlike R10 hotdogs, skryf jou 1 of 2 of 10, as jy nou met huis toe gaan, dis ver huis toe, en dit vervang nie, ek sê altyd daar, dit vervang nie die aandete nie, dis net om jou aan die lewe te hou, tot by die huis. So, ek wil nou nie die vrouens ontneem, van 'n geleentheid om hulle mans te bedien, met steak en chips, so ek wil regtig nie inmeng nie, maar laat jy net kan weet, ek sal dit maak oor die berg. So maak gou 'n draaitjie eers daar. Dis nog vroeg, dis die lekker van somer. Dit is 7 uur, maar is nog lig buite. So kuier eers gou, maak gou ons draaitjie. Dis ons eerste koffiehuis byeenkoms vir hierdie jaar. So kom asseblief daar by mekaar. Dan hierdie week al die verskillende byeenkomste. Jy weet van hulle, dit word gewys ook voor die tyd. Ons wil graag hê jy moet deel wees, skakel in. Ons sal van nou af elke week 'n bietjie meer inligting gee oor wat gebeur by elke groep, dat ons mense inskakel. Hierdie jaar wil ons 'n groot hou vir die Here slaan in die moed, en ons wil hê jy moet betrokke wees. Onthou Saterdag bid Pastor Ansele weer op die berg, 7:30, so ons wil jou uitnooi, jy's so welkom om in te skakel en daar te wees, om net saam te bid vir die moed. Die derde is leiersdag, al die leiers. Ons praat oor wat is 'n leier, hoe lyk 'n leier, en wat is die Here se droom vir ons vir 2024. Dis net van 9 tot 12 kom, en ons eet daarom nou ietsiekie tussen ook. Mens kan nie op 'n leë maag oorlog toe gaan, het Napoleon gesê, en ek dink dit staan in die Bybel iewers. So ons sal eers lekker saam kuier, en 'n koffietjie en 'n koekie, of 'n koffie en ek weet nie wat nie. Ek weet glad nie, maar kom, ja, daar sal iets wees om jou innerlikes te versterk. Dan die 4de, die plus minusse, dis nou nog so 2 weke, hulle kom na die oggenddiens by mekaar, want nou begin alles weer te loop. Die manne begin die 5de Februarie, onthou is gemeente vas, onthou dis vas en gebed, anders is dit 'n diet. As jy net vas is dit 'n dieet, dis 'n vas en gebed. Ek sal van volgende Sondag af baie meer inligting gee. Ons sal ook 'n blaadjie, ek's besig om te skryf, baie inligting daar. Daar's verskillende maniere van vas. Ek sal dit in die blaadjie noem. En dan gaan ons weer verder oor gesels. Ons lê jy moet vir 7 dae. Hierdie jaar is dit 7 dae, nie die 21 dae nie. Ons lê jy moet net deel wees van ons vastyd. Dan die 10de, die gesonde grense werkswinkel. Skryf asseblief jou naam op. Dit gaan oor die verskillende persoonlikheidstipes, hoe hulle grense hanteer, hoe hulle grense stel, want jou persoonlikheid bepaal wat jy sien en hoe jy goed sien en hoe jy dit beleef. So ek dink dit sal vir die vrouens regtig iets baie, baie spesiaal wees. Ek noem net weer, die hardklopkamp, die 8 tot 11 Augustus, moenie wag tot nie, hulle moet hulle besprekings doen en die deposito's reg kry. So as jy nou al weet jy gaan, of nie nou al weet nie, sê ek gaan, en dan kan jy mos die datum boek. Dan gaan skryf jy asseblief jou naam daarop. Ons soek dringend nog motorwagte wat kan help, asseblief manne, help my, skryf jou naam daar agter en sê ek sal help. As ons baie het, hoef jy dalk 1 diens 'n maand voertuie op te pas, dis 'n baie belangrike bediening. So ons wil graag manne hê wat kan help ook met dit. Okay, ek dink dit is die hele storie. Here, baie, baie dankie vir 'n baie wonderlike dag, wat ons so in die teenwoordigheid kon beleef. Seën ons waar ons uit mekaar uit gaan, hierdie week ook in, dat elkeen sal weet, die Here is my krag en sterkte, ek sal nie vrees nie. Die Here is my rots, ek kan in oorwinning leef. Word verheerlik in hierdie week, dit bid ons in Jesus naam, amen. Mag die Here u seën en met u gaan. We bring a sacrifice.